Dankie Here vir 'n heilige oomblik wat ons in U teenwoordigheid kan beleef. Ek bid Here dat U ook hierdie boodskap vandag op ons harte sal kom skryf, Here. Dankie dat ons weet dat U hier is en dat ons hier is omdat U iets vandag met ons wil deel. En ek bid Here dat U sal praat, dat ons sal luister en dat ons anders sal gaan leef. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek het in die week 'n lied gehoor wat vandag se boodskap geïnspireer het. En Neil Somers sing die lied en dis graag waarmee ek vandag hierdie diens wil begin. Ek het al vergeet hoe om te weet wanneer om stil te raak en te besef wat ek het is genoeg. Ek het al verleer om te beheer en my gedagtes om te keer na 'n plek van dankbaarheid. Ja, ons almal het 'n doelwit, 'n plek van vergenoegdheid, 'n eindpaal wat ons poog om te haal. En ons almal soek ons skepe, wat die het raak vergete. Ek vergeet soms om te sê, ek is dankbaar vir 'n dak oor my kop. Ek is dankbaar vir 'n nuwe son wat opkom. Ek is dankbaar vir my vrou en my kind, familie en vriende, en vir jou wat hier is. Die kar wat jy ry en waar jy bly is ook genoeg. Al soek jy groter en beter, werk jouself moeg. Maar is die tyd wat jy verloor die moeite werd? Soek jou vrou en kind, jou aandag of geld? Ja, ons almal het 'n doelwit, 'n plek van vergenoegdheid, 'n eindpaal wat ons poog om te haal. En ons almal soek ons skepe, wat jy het raak vergete. Ons vergeet soms om te sê, ek is dankbaar vir 'n dak oor my kop. Ek is dankbaar vir 'n nuwe son wat opkom. Ek is dankbaar vir my vrou en my kind, familie en vriende, en vir jou wat hier is. Ek is skuldig aan my woorde, vergeet soms wat ek het is duurder as goud. En ek weet ek is ryker as meeste, soek jy meer of net om als te behou. Ek is dankbaar vir 'n dak oor my kop. Ek is dankbaar vir 'n nuwe son wat opkom. Ek is dankbaar vir my vrou
en my kind, familie en vriende, en vir jou wat hier is. Vat nie lank vir ons om onvergenoegd te wees nie. Ons as mens wil altyd meer hê. As ander mense so baie kan hê, hoekom nie ek ook nie? Nee, die gras is altyd groener aan die ander kant, die verkeer is altyd vinniger in die volgende baan, mense is altyd gelukkiger in 'n ander dorp, in 'n ander land, of die lewe is altyd beter met die volgende persoon. Ek lees in die week 'n artikel wat gaan oor die ontevredenheid van mense in voorspoedige omstandighede. Die artikel het daaroor gegaan dat mense vandag meer onvergenoegd is as ooit tevore, maar meer het as wat enigiemand nog ooit gehad het. Die artikel het gesê dat navorsing bewys dat die gemiddelde persoon in die afgelope 30 jaar hulle inkomste drasties meer gestyg het as wat hulle voorspel het dit gaan. Hulle sê die gemiddelde persoon se huis is 1000 vierkante meter groter as wat dit 30 jaar terug was, alhoewel ons gesinne baie kleiner is. Die lewensverwagting van mense in die laaste 30 jaar het meer as 'n dekade gestyg. En so hou die artikel aan en aan om voorbeelde te noem, om te beskryf hoe great ons dit nou het, maar hoe sleg ons houding daaroor is. Hoe onvergenoegd ek en jy is. Sien, want ons soek altyd die land van nee, ken julle die land van beter, mooier, vinniger, sterker, ons sukkel ryker, ons sukkel om tevrede te wees. Want ons sê vir onsself, as nog net daardie een ding gebeur, as ek net daai graad kry, of as ek net daai verhoging kry, of die huis, of daardie vakansie, of net nog een besigheid, dan sal ek genoeg hê. Dan sal ek tevrede wees. Ek is vir jou nuus, 'n man met die naam John D. Rockefeller. Hy was die eerste in 1916, die eerste bevestigde biljoenêr. En toe hulle vir hom vra, hoeveel geld is genoeg? Toe sê hy, just a little bit more. Just a little bit more. Die prediker, hy beskryf dit so 'n bietjie anders. Hy sê in Prediker 5, as jy lief is vir geld, sal jy altyd nog meer wil hê. As jy baie besittings wil hê, sal jy nooit genoeg kry nie. Dit is sinloos. Alles kom tot niks. 'n Ryke slaap min, want hy is oor sy besittings bekommerd. En dit kom ook tot niks. Net soos hy met leë hande in die wêreld gekom het, verlaat hy dit weer met leë hande. Dis mos nie reg nie. Watter nut het al sy harde werk dan? En dan sê hy, jou soeke na nog en meer, jou lewe is vol swaar kry, kommer en pyn. Just a little bit more. Ek en jy leef konstant in ontevredenheid. En ek dink in die verlede het ons daarom voor my tyd, na tydskrifte gekyk. En dat ons onsself vergelyk met wat daar binne gebeur. Maar daarom net so een keer 'n week, nê. En vandag is dit konstant op sosiale media. Die een ding na die ander ding, na die ander ding. As ek net gehad het wat hy het.
As ek net daardie werk kon hê, as ek net in daardie land bly waar hy bly, as ek net daar kon vakansie hou. En ek en jy is die heeltyd op hierdie nimmer eindigende soeke na beter. Ons leef in 'n wêreld waar ons konstant die heeltyd sien wat ander mense het, hoe hulle lyk, wat hulle bereik en hoe hulle vooruit gaan. Ons sien hoe dit met ander ouens se besighede gaan en met hulle boerderye gaan en voor ons onsself kry is ons die heeltyd besig om ons te vergelyk met iemand anders se lewe. En onwetend raak dit binne in my en jou 'n tipe kompetisie. Dan sê Prediker 4 vers 4, ek het opgemerk, hoor hierso, hoeveel honderde jare terug, ek het opgemerk dat die meeste mense se moeitevolle arbeid word gemotiveer deur die afguns op ander mense. Omdat ek die heeltyd myself met ander vergelyk, jaloers is op wat hulle het, en dan sê hy, dis sinloos, dis 'n gejaag na wind. En dis vir my so 'n ongelooflike mooi beeld, dat hy sê hierdie wat ek en jy onsself vergelyk met mense, en die heeltyd wil hê wat hulle het, is soos om wind te jaag. Ons gaan dit nooit vang nie. Dis oneindigend en eindeloos, en dit waarborg net nog meer ontevredenheid. Weet jy wat se hartseer? Is dat ek en jy soveel goeie goed in ons lewe bereik, maar moet ons die heeltyd met ander mense vergelyk, verloor ons die vreugde daarvan. Want ek sê heeltyd, ek kon dit dalk nog bietjie beter gedoen het. Nog bietjie anders, nog bietjie groter of meer. Ek kon dit dalk so goed soos hulle gedoen het. Iemand anders, altyd meer. En dan sê Prediker vir ons, hou op om die wind te jaag. Jordan Peterson, en hierdie is so goed, sê, vergelyk jouself met wie jy gister was, nie met wie iemand vandag is nie. Hou op wind jaag. So hoe, vriende, leef ek en jy meer tevrede en meer vergenoegd met wat God vir my en jou gegee het. As jy jou Bybel het, is jy welkom om saam met my te lees Filippense 4. Ek gaan lees vers 10 tot vers 14. Ek wil vra as jy jou Bybel het, asseblief volg saam, lees saam. En ek sit hierdie prentjie op. Ek wil net sê, wanneer ons hierdie PowerPoints maak, dink ons regtig daaroor. So as jy ooit iets sien, daar is dit nie toevallig daarop nie. Ek sit hierdie prentjie daarop, want ek wil hê, jy moet in gedagte hou, waar Paulus is as hy hierdie brief skryf. Hoe sy omstandighede lyk. Filippense 4, sê in vers 10, ek is in die Here besonders bly dat julle uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eintlik het julle wel aan my gedink, ek lees uit die 2020, ekskuus, maar julle het nie die geleentheid daarvoor gehad nie. So wat gebeur is, Paulus het hierdie gemeente in Filippense geskep, in Filippi, baie jare terug, en hierdie gemeente het hom finansiëel onderhou. Want hy moes daarom kon eet en kon reis en klomp goed doen, so die gemeente was vir hom verantwoordelik. So hy sê vir hulle, ouens, dankie. Dankie dat julle aan my dink, dankie dat julle vir my sorg, vir my voorsien. En dan sê hy vir hulle in vers 11, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie. Ek wil nie julle moet dink, ek kry nou so swaar en ek het julle nou so nodig nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om min te hê, ek weet wat dit is om oorvloed te hê.
Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan sê hy die baie bekende vers wat jy 10 uit jou kop uitken, tot alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Nogtans was dit goed van julle om in my swaar kry te deel. Toe ek dit lees en die gedagte by my opkom dat Paulus vir hierdie gemeente eintlik dankie wil sê vir dat hulle vir hom middele gestuur het terwyl hy in die tronk sit, toe kan ek help om te dink, ja, hierdie ouens se Paulus se ou dankbaarheidsbriefie klink nou nie vir my vreeslik dankbaar nie. Hy sê dankie dat julle aan my dink, maar weet net, ek het geleer om in alles tevrede te wees. Ek is nie eintlik van julle so afhanklik nie. Ek weet wat dit is. Ek het geleer. En dis nogal 'n belangrike woord. Want Paulus sê baie duidelik vir my en jou, tevredenheid is iets wat ek en jy moet leer. En ek weet 'n klomp van julle wat hier sit is baie jonk nog en julle het nou nie so lank terug nodig gehad om te leer universiteit of op skool nie. Maar jy sal dalk onthou, leer is nie altyd so maklik nie. Dis nie altyd so lekker nie. Dit vat onbeskryflik baie tyd, soveel selfdissipline. En raai wat? Jy leer, ek kry dit anyway nog steeds nie reg nie. En raai wat moet jy dan doen? Moet maar weer leer. En dis wat Paulus vir my en jou kom sê, as hy hierdie brief skryf terwyl hy in die tronk is. Ouens, ek wil vir julle sê, ek het geleer. Want dit kom nie natuurlik nie. Tevredenheid, ek en jy gaan nie môreoggend wakker word en skielik tevrede wees met ons kar en ons huis en ons inkomste en ons kos en ons. Hy sê jy moet leer om tevrede te wees. In die oorvloed, maar ook in die tekort. En ek besef hoe nodig het ek en jy dit in ons kultuur en tyd om hierdie belangrike les te leer. Om tevrede te wees. Dan is daar nog 'n belangrike ding wat Paulus in hierdie gedeelte vir ons sê. Hy sê, my tevredenheid gaan nie oor eksterne omstandighede en goed nie. My tevredenheid is 'n innerlike ding. Jy sien, tevredenheid gaan nie daaroor dat alles reg loop, of dat ek al skryf wat ek wil hê nie, want hy sê, dit was nogal lanklaas dat julle vir my geld gestuur het, hoor. Ek het nogal swaar gekry. Maar dan sê hulle, my tevredenheid hang nie af van wat ek kry of hoe my lewe gaan nie. My tevredenheid, my vergenoegdsaamheid is 'n hartsaak. Dis 'n interne afhanklikheid, nie van julle nie, maar van God. En dis hoekom ek dink Paulus kon sit in hierdie tronksel en die ergste is enige oomblik doodgemaak kan word. Dis hoekom hy hier kan sit. En ek dink hierdie prentjie is nog heel bietjie grand. En daar kan wees en kan sê, ek het geleer wat dit is om hier tevrede te wees. Want ek weet wie my God is. Ek weet wie vir my sorg. Ek weet wie my bewaar. Ek weet wie my beskerm. My tevredenheid gaan nie oor my geografiese of fisiese toestand nie. Dis nie in my vermoë nie. Dis ook nie eers in julle as gemeente wat vir my sorg nie. My tevredenheid is omdat ek weet waar my krag vandaan kom. En vriende, ek sien by die survey, en ek wil sê ons sal volgende week ietsie meer oor dit sê,
iemand gevra vir die wet. So hier's die wet. As jy vir dit gevra het, Eksodus 20. En as ons die woordjie wet hoor, dan gaan ons kop na jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, die 10 gebooie nie. Maar as ek en jy hoor hoe dit begin, is dit eintlik ongelooflik. Ek en jy dink aan God, wanneer ons dink aan die 10 gebooie, as 'n God wat beperk en reëls en wette stel, en ons mis dit wat God sê, voor hy enige gebod gee. Eksodus 20 vers 2 sê, ek is die Here jou God. Jy moet daai woorde hoor, ek is die Here jou God. En dan sê hy verder, ek het jou uit Egipte gelei, ek het jou uit die plek van slawerny bevry. Ek is jou God. So voor God enige reëls gee, voor God enige wette vir hierdie mense gee, sê hy vir hulle wat hy vir hulle gedoen het. Gee hy vir hulle 'n stuk genade, ek het jou bevry. Ek is jou God. So ek gee nie hierdie goed vir jou om jou te straf of jou te beperk nie. Ek is jou God. Dan kom die eerste gebod, Eksodus 20 vers 3. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die Here maak dit so duidelik vir hierdie volk. Ek is jou God. Ek wil jou God wees. Maak my dan jou God. En moet geen ander gode naas my hê nie. En dit gaan nie daaroor dat ek en jy afgode aanbid of nie afgode aanbid nie. Dit is soveel dieper. Dit gaan daaroor dat as God nommer 1 in my lewe is dit die persoon wat ek gaan vertrou. Vir als in my lewe. Dis wat dit beteken. Dit gaan oor 'n groot stuk vertroue. As God die eerste gebod gee, sê hy eintlik, ek is jou God, vertrou my, moenie op iemand anders of enigiets anders vertrou of staat maak nie. Nie eers jouself nie, maak my nommer 1. En dis wat jy moet hoor, as ons praat van die wet en ons praat van die gebooie, dan moet ons hoor God sê, ek is jou God, maak my nommer 1 in jou lewe, vertrou my. En dan kom daar 'n klomp ander goed, wat baie gaan oor hoe ek en jy teenoor God optree, en dan hoe ons teenoor ander mense optree, moenie steel nie, moenie lieg nie, moenie doodmaak nie, en dan die heel laaste gebod. Die heel laaste een klink so 'n bietjie anders, maar dit gaan nie nou meer hoe jy teenoor ander mense optree, of hoe jy teenoor God optree nie, dit gaan nou oor wat in jou hart is. Eksodus 20 vers 17, jy mag nie iemand anders so goed begeer nie. En vir die eerste keer wat ek hierdie goed lees, is dit vir my asof die eerste en die laaste gebod 'n tipe sirkel is wat al die ander goed omvou. Want as God nommer 1 in my lewe is, as daar geen ander God is wat vir my belangrik is nie, dan beteken dit ek hoef nie enige van hierdie ander goed te oortree nie. En uiteindelik nooit te begeer nie. Want weet jy waar kom begeerte vandaan? Weet jy waar kom my en jou ontevredenheid vandaan? Is omdat ek en jy nie in ons diepste glo dat God vir ons sorg nie. Daarom soek ek wat ander het. Want ek glo nie dat dit wat God vir my gee genoeg is nie. Ek het iets anders nodig. Daarom sê God, maak my nommer 1 in jou lewe. En raai wat, jy sal nie nodig hê om enigiets te begeer nie. Want jy weet, jy kan my vertrou. Dis vir jou genoeg. Vriende, en ek sê nie daarby asseblief, hoor my, ek sê nie daarby jy mag nie groter droom nie. Asseblief, jy mag. Al wat ek sê is, jou geluk moenie afhang of daai droom waar word of nie. So droom groter en meer. Maar pas op,
Pas op dat dit nie jou God word. En hierdie het ek so as 'n kanding ingesit, want ek dink dit is so belangrik om te hoor. Ek dink ek en jy doen die Here soveel oneer aan as ons sê, ek dien 'n God wat in al my behoeftes voorsien. Kan ek sê, wie glo dat God in al jou behoeftes voorsien? Steek gou jou hand op net sien julle is nog wakker en by my. Julle glo God voorsien in al my behoeftes. Alles wat ek nodig het. Selfs dit wat ek nie het nie, is ook nie buite God se beheer nie. So ek glo dit. Maar dan vra ek myself, hoe kan ek en jy as Jesus volgeling voortdurend so ontevrede wees? Ons sê maklik Jesus is genoeg en hy sorg vir my. Maar in die heeltyd is ek besig om ander plannetjies te maak om meer te hê en meer te kry. Ons het die volgende posisie of die volgende persoon of die volgende ding nodig om gelukkig te wees. En dan vra ek net myself, wat maak my, wat 'n Jesus volgeling is, wat sê Jesus is genoeg en hy sorg vir my en hy voorsien in al my behoeftes, wat maak my en jou dan anders as 'n persoon wat nie Jesus volg nie? Want hy is net so ontevrede. En hy sê nooit Jesus voorsien in sy behoeftes nie. En as ek en jy sê, die Here is al wat ek nodig het, maar ek leef die heeltyd ontevrede en onvergenoegd, wat maak my en jou anders? Hoe kan ek en jy sê, Jesus is die weg, die waarheid, die lewe, my hoop, my alles, maar ek en jy en die volgende ou daar buite verskil nie veel van mekaar. So dan moet ek myself vra, glo ek dit regtig? Dat Jesus alles vir my, en dit is genoeg. Ons sing dit in die kerk. So, Paulus in 'n tronksel, sê, hy's tevrede, hy het hierdie tevredenheid ervaar, omdat hy weet wie sy God is. Omdat hy weet deur wie hy tot alles in staat is. Christus. Corrie ten Boom het gesê, jy sal nooit weet dat Jesus alles wat jy nodig het, tot Jesus alles wat jy het nie. Kom in Filippense 4 vers 11, dan sê hy, ek sê dit nie, omdat ek gebrek ly het nie, dat ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Hierdie woordjie tevrede in die Grieks beteken genoeg. So dis eintlik asof Paulus sê, ek het geleer in alle omstandighede dat ek genoeg het. Hoekom? Omdat Paulus glo wat Psalm 23 vers 1 sê. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Weet jy wat dit beteken? Of ken ons die versie te goed? Die boodskap sê dit baie mooi. Die Here is my herder, ek het niks meer nodig nie. En dis wat Paulus skryf as hy sê, ek het geleer wat dit is om in alles tevrede te wees. Ek het geleer, die Here is my herder, en ek het niks meer nodig nie. En dan wil ek kom by dit wat ek vir julle in die wandelteks gestuur het, ons prentjie. Ek wil stilstaan by 'n teksvers wat buite in Johannes 3 vers 16 seker die mees bekende teks in die Bybel is. 'n Teks wat ek dink die meeste van ons misverstaan en krom trek, en ek wou 'n klomp harsher woorde gebruik vir wat ons aan die teks doen, en ek het toe besef, maar dit is net onkunde. En dis hoekom ons mos kerk is, dis hoekom jy mos hier is, om saam met my te ontdek, en te leer, en te hoor. Filippense 4 vers 13, enigiemand wat sê dit? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ek sê weer, ek sit daai prentjie daarop, want ek wil hê jy moet die heeltyd onthou, waar skryf Paulus hierdie woorde? In 'n tronk.
Hierdie teks, die sportsterre, rugbyspelers mal oor hom. Altyd op 'n bandjie of op 'n mou of op 'n iets. Ons is mal oor, ons sit dit op ons koffiebekers, is ons mantra. En ek dink, ons verstaan die vers en ons lees die vers as, ek kan enigiets doen. Ek is tot alles in staat. Ek kan enigiets is binne my bereik. Ek kan wen, ek kan bo uitkom, ek kan sukses behaal, ek is tot alles in staat. En dis waar ons stop. Die week het die Here so hard op my hart gedruk, ek en jy is so gefokus op die woordjie ek. Hoekom anders dink jy sit 'n rugbyspeler dit op sy try of mou of bandjie of wat ook al? Want ek kan. Ek kan suksesvol wees. Ek kan enigiets doen. Moet net hard genoeg probeer. Maar Paulus wil baie duidelik vir my en jou sê, die fokus van hierdie hele teks is nie ek nie, Christus. Want dis wat Paulus wil sê, eintlik kan ek niks doen nie. Ek het Christus nodig. Ek kort hom. Dit gaan oor Christus. Verder wil ek vra, wat is hierdie alles wat Paulus na toe in staat is? Want as ek en jy glo dat hierdie vers sê, ek kan enigiets doen, en God kan dat jy enigiets doen, ja nee, deur Christus. Maar as ek en jy sê, hierdie vers sê, ek kan suksesvol wees, ek kan al hierdie goed bereik, ek kan groot drome hê en dit alles kry, hoekom sit hy dan in 'n tronk? Want dan sak hy maar bietjie hoor. Dan is hy maar power in hierdie hele sukses behaal ding. Hy sit in 'n tronk, alleen, eensaam, geslaan, met pyn, verlate, maar hy is dan tot alles in staat. So hierdie alles, vriende, kan nie prestasie of sukses wees nie. Want dis nie waar Paulus hierdie teks vir my en jou gee nie. Want hy het niks van dit bereik nie. Dis nie vir hom een of ander manifesto van hierdie suksesvolheid nie. Ek dink Paulus wil vir my en jou sê, hierdie alles waartoe hy in staat is, gaan nie oor prestasie nie, maar volharding. Gaan nie oor dat hy die wêreldse definisie van sukses behaal nie, dit gaan daaroor dat hy getrou bly. Paulus sê nie ek kan enigiets doen nie. Paulus sê ek kan enige omstandighede hanteer. Want as ek en jy wil weet wat beteken daai vers, moet ons daarom net lees wat sê vers 12. Want dit is nogal belangrik. Dan sê ek weet wat armoede is. Ek weet wat oorvloed is, om genoeg te hê om te eet, weet wat dit is om honger te ly, om oorvloed te hê en gebrek te ly. Met ander woorde, Paulus sê dat hy hierdie alles waarna toe hy in staat is om die maklike en die moeilike omstandighede in sy lewe in dit oukei te wees. Hoekom? Deur Christus. So Paulus sê, weet jy wat, ek kan arm wees sonder om bitter te word daaroor. Ek kan oorvloed hê sonder om hoogmoedig te raak. Ek kan honger wees sonder om my geloof te verloor. Ek kan versadig wees sonder om my afhanklikheid van God te verloor. Ek kan in 'n tronksel wees en steeds tevrede wees. Want ek weet ek is tot alles in staat, maak nie saak goed of sleg, deur Christus. So as jy graag die beker op jou, die vers op jou koffiebeker wil sit,
of op jou arm wil dra, weet net dat jy eintlik sê, of ek wen of verloor, of ek hierdie span haal of nie hierdie span haal nie, of ek goed speel of swak speel, of ek oorvloed het, of ek honger is of ek dors is, of hierdie koppie vol is of leeg is, Christus is genoeg. En dis wat Paulus vir ons wil sê. Vergenoegdheid, tevredenheid. Ek is tot alles in staat, met ander woorde, nie my eie vermoëns, of my eie selfvertroue nie, maar 'n liewer afhanklikheid van God. Christus is genoeg as ek tekort het in oorvloed, sukses, mislukking. Christus is genoeg in die tronk, hy is genoeg in 'n paleis, deur sy krag. Hebreërs 13 vers 5, moet jy saam met Filippense 4 vers 13 lees. Dit sê, wees tevrede met wat jy het. Hoekom? God het self gesê, ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat. Met ander woorde, jy kan tevrede wees met wat jy het, want Christus is daar. Dan sê Paulus, dis iets wat ek moes leer. En toe hy dit skryf, en ek wil daarmee afsluit, toe Paulus die woordjie skryf, ek het geleer, toe het ek vir myself gesê, weet jy wat, ek is nog steeds besig om te leer, wat het is om tevrede te wees. Of het goed gaan, of het sleg gaan. Ek is nog steeds in hierdie leerskool. En ek wil jou uitnooi, vriende, om jy en jou gesin iewerster vandag sal tyd maak om regtig met jou eie ontevredenheid en onvergenoegsaamheid voor God te gaan sit. En te vra, Here, wys ons, hoe kan ons hierdie les leer? Hoe kan ons gesin en ek op die punt kom om te sê, wat God vir my gee is genoeg? En nou wil ek het nou 'n klomp teologiese goed gesê. Ek het iets interessant geleer rondom Filippense 4 vers 13, dat dit jou hele verstaan dalk van dit verander het. En dis wonderlik, nou wil ek die praktiese met jou deel. Dalk is een van die maniere hoe jy kan leer om bietjie meer tevrede te wees, is om as jy hier in die kar klim en ry, net so bietjie deur Tabong te gaan ry. Hoef niks anders te doen nie. Ry net deur. Dan gaan jy huis toe. Dalk is dit 'n manier om jou net bietjie te leer om tevrede te wees met wat jy het. Dalk moet jy en jou gesin bietjie uitreik na mense wat swaar kry. Dalk gaan dit jou dalk bietjie leer. Want ons het 'n leerskool nodig. Of dalk is dit wat die Here op my hart gedruk het in hierdie week voor hierdie preek, om my te help om te leer, is om so bietjie die eindelose geblaai op sosiale media op te hou. Sodat ek nie die heeltyd nodig het om te sien wat in ander mense se lewe gebeur nie. Want raai wat, God het my en jou nie geskep om die heeltyd te weet wat in ander mense se lewe gebeur. Want daardie vergelyking wat ek en jy doen, maak ons so ontevrede. En dit veroorsaak net 'n klomp spanning en angs. Dalk help dit my soos daai liedjie wat ons in die begin geluister het. Ek is dankbaar vir 'n dak oor my kop en 'n son wat weer opkom. Vir my vrou en my kind. Vir alles wat ek het. Dan sê ek en jy so onvergenoegd dat ons nie raak sien wat ons het nie, want daar is altyd meer en beter. En dis nie waarvoor God ons geskep het nie. As Paulus in 'n tronk kan sê, ek is tevrede. Sjoe, vriende, hoeveel ek en jy dan nie? God vra nie van jou om die grootste, die beste, die vinnigste, die heiligste, die greatste te wees nie. Hy vra jou wees syne. Nommer 1 in jou lewe.
Dalk is dit hoe jy gaan leer om tevrede te wees. Maak God weer nommer 1 in jou lewe. Kom ons bid. Here, ons is op hierdie eindelose soeke na meer en beter en groter en help ons om vandag, terwyl ons in hierdie kerkgebou sit, want ek weet U gekies dat ons vandag hier moet wees. Help ons om meer tevrede te leef, Here. Maak nie saak ons omstandighede nie. Moenie dat dit, Here, ons tevredenheid bepaal nie. Dankie, Here, vir die goedheid en guns in Jesus naam. Amen.